Ek kry baie keer in my praktyk die eerste ding wat elke persoon vir my sê, of jy nou 'n man en of jy 'n vrou is. Ons het almal hierdie ongelooflike drang of begeerte om 'n plat maag te hê. En ek gaan vandag verduidelik wat is die belangrikste rondom oefening vir jou maag, maar ook die dieetgedeelte om 'n plat maagie te kry. Die rede hoekom ons op die ou ende vet of flabby maagies begin kry, is maar 70%, wel sal ek sê, is ons eetgewoontes. En dan die 30% het te doen met oefening. Daar is 2 redes hoekom jou maag op die ou ende gaan begin opslaan. Een van die belangrikste redes is, jy kan intoleransies ontwikkel. Nou, wat dit beteken, is sekere kosse gaan nie goed met jou maag akkodeer nie. En een van die belangrikste voedselsoorte wat jou maag kan ontdra, is vette, groot hoeveelhede vette, maak dat jou liggaam dit nie kan absorbeer nie, en dan raak daai vette land in jou kolon, en dit veroorsaak dat jou maag opblaas. Die ander is, as jy byvoorbeeld 'n boek ergens gelees het, of iemand het vir jou raad gegee, en hulle sê vir jou, insluit vesel. Jy eet vesel asof jy 'n bok is, maar jy drink nie water nie. Dit blaas jou onmiddellik op. Okay. So daar is sekere voedselsoorte wat mense kan opblaas. Maar een van die ander redes wat vir my belangriker is, wat ek baie in die praktyk sien, is mense wat ongereeld eet. Mense wat maaltye skiep, en byvoorbeeld nie ontbyt eet nie, en dan slegs in die aandete eet. Wat ons daar dan begin sien, is die eerste tekens van metabooliese sindroom. En wat dit beteken, is dit is middelrif vet. Okay. As ons dit wil verander, kan slegs gereelde maaltye met oefening, kan onmiddellik vir jou 'n platter maagie gee. Die ander probleem met kos, is as jy te veel eet. As jy te veel vette in jou dieet inskakel en net eenvoudig te veel eet. Ons weet almal in Suid-Afrika is ons baie lief vir braai, en saam met 'n braai gaan daar daarom 'n biertjie en 'n wyntjie of so. Alkohol is een van die ander probleme wat ons maagies laat vet word. Okay. Ek sê nie mens moet alles uitskakel nie, maar as jy 'n probleem het met 'n maag wat te groot is, dan is daardie paar goeders wat jy kan verander in jou dieet om onmiddellik 'n platter maagie te kry. As ons kyk na oefening, is daar 'n spesifieke oefening wat ek altyd vir my pasiënte voorstel. En dit is so maklik, want ek weet ook, almal hou nie van sit-ups nie. Ek sukkel om dit te doen, want ook as jy na jouself kyk, en terwyl jy dit doen, dan sien jy, hier kom 'n ou rolletjie, en dit lyk nie vir jou baie mooi nie. Daar's 'n roeimasjien. 'n roeimasjien is een van die beste oefeninge vir 'n hele bo-lyf verhouding. Dit oefen jou van hierbo af, dit oefen jou maag, en dit oefen hierdie agterste, wat noem ons dit in Engels, die love handles. En ek wil graag demonstreer dat as jy in die gym is, en jy kan so 20 minute op die roeimasjien spandeer, dat jy 'n definitiewe effek gaan sien op jou maagspiere, en dan oor jou rugarea van verbetering. Hierdie is 'n oefening wat jy asseblief nie vinnig moet doen nie. So as al die ander mense in die gym vreeslik vinnig roei, moet jy dat ten minste dit baie stadig doen, want dit is 'n gecontroleerde oefening. So die eerste, ek noem die oefening, is in 3 kategorieë. Ons noem dit top, mid en dip. Vir as jy dit maklik wil onthou. Top beteken, ons vat die handvatsel van die roeimasjien, en jy trek hom agtertoe. Wat belangrik hier is dat jou elmboog gelyk wees met jou skouer. Met ander woorde, dit is 'n oefening wat jy nie baie vinnig kan doen nie, want jy moet die hele tyd sorg dat jou elmboog gelyk is met jou skouer. As jy dit begin moeg raak, dan is dit besig om te gebeur. En dan gaan jy nie hierdie spiere aan die bokant oefen nie. Dit doen ons vir 5 minute. Dan die mid-ene is in jou middelrif. Dit is spesifiek ook wat die boonste deel van jou maag gaan oefen. Is waar jy die stang omgekeerd vashou en jy trek dit na jou middel toe. Wat belangrik hier is hierdie elmboog van jou moet styf teen jou lyf wees. Wat ook gebeur as mense te vinnig doen, is dit gaan gebeur, wat glad nie daai spiere gaan oefen nie. Dit doen jy ook vir 5 minute. Daarna doen ons die dip. Dis 'n moeilike oefening en jy moet dit regtig gecontroleer doen. Jy vat die stang
En jy gaan maak asof jy roei op 'n dam. Met ander woorde, ons trek die stokkie, jy gaan dik met die stokkie agtertoe gaan en jouself met jou maagspiere optrek. Net soos wat ek dit nou doen, kan ek voel jy trek my maagspier. Dit doen ons aan die een kant 5 minute en aan die ander kant vir 5 minute. En dan kan jy waarop, as jy hierdie oefeningkie elke dag doen en jy volg die regte dieet, kan jy binne 6, ek sê altyd so 6 tot 8 weke gee, kan jy maklik in 'n bikini inkom en die mans kan selfs dit oorweeg om 'n spiere aan te trek. So ek hoop hierdie raad het gehelp vir maagoefeninge.